Hallo, ek is Dr. Ilana Joubert van Cape Gate in Kaapstad en vanmiddag gesels ons oor die mites en feite van hormoonvervangingsterapie in menopause. Soos wat ons verlede week ooreengekom het, is menopause nie die einde van jou storie nie. Dit is slegs 'n nuwe hoofstuk met 'n orkes met 'n anderste ritme en 'n anderste toon. Om te verstaan waar die terapie inpas, moontlik in jou lewe, kom ons gee vir estrogen en progesteroon elkeen 'n persoonlikheid. Estrogen is die hormoon wat ons vol energie en lewendig laat voel, terwyl progesteroon meer verantwoordelik is om ons te kalmeer en rustig te maak. En saam in harmonie funksioneer hierdie twee hormone beïnvloed byna elke sisteem in ons liggaam. Estrogen ondersteun handhaaf groei, energie en lewenskrag in die brein, verantwoordelik vir gemoed en emosionele stabiliteit. Dit help met geheue en fokus. My vel en hare is afhanklik van estrogen, onder andere vir hydrasie en elastisiteit. My skelet en beenstruktuur word beskerm tot 'n mate deur estrogen teen beenverlies of osteopenie, wat vir my 'n risikoverlaging in osteoporose sal meebring. Hart- en bloedvate. Estrogen ondersteun 'n gesonde cholesterolprofiel, as ook vaskulêre gesondheid deur die endoteelfunksie van die bloedvate te verbeter, die vaskulêre inflammasie te verminder, vasodilatasie van die vaatjies en 'n diensooreenkomstige verlaging in bloeddruk. Ons verloor dus 'n klein bietjie van ons beskermende effek van estrogen wanneer ons in menopause gaan teen kardiovaskulêre risiko vir hartaanval en beroerte. In die reproduktiewe sisteem is estrogen verantwoordelik vir die opbou van die endometrium elke maand, totdat ons 'n menstruasie bereik, en laastens ook verantwoordelik vir lubrikasie in die vaginale kanaal. Progesteroon, dan aan die ander kant, is daar vir balans, stabiliteit en kalmerend. In die brein sal progesteroon 'n natuurlike kalmerende effek hê, 'n anti-angs effek en ook slaap ondersteun. In die reproduktiewe sisteem is progesteroon verantwoordelik vir die stabilisasie van die endometrium na ovulasie. Sy berei die liggaam voor op 'n potensiële swangerskap en hou ook die effekte van estrogen 'n bietjie in toom en voorkom die oorgroei van die endometrium. Hierdie twee hormone moet in balans wees en soos jy kan weet, te veel estrogen, borsteerheid, opgeblaasenheid en swaar menstruasie. Te min estrogen gee vir my warmgloede, vaginale droogheid en breinmis, soos verlede week bespreek. Te min progesteroon aan die ander kant mag vir my angstigheid, insomnia en irriteerbaarheid veroorsaak. Pasiënte wat die meeste baat by hormoonvervangingsterapie is tipies pasiënte onder die ouderdom van 60 jaar, wat aanvang van terapie binne 10 jaar van menopause, met matige tot ernstige simptome en wat andersins gesond is. In hierdie groep is hormoonvervangingsterapie gewoonlik veilig en lewensveranderend. Dit is egter nie vir almal nie, maar in die regte pasiënt en op die regte tyd sal jou lewenskwaliteit dramaties verander, jou slaap sal verbeter, jou energie sal toeneem en jy sal weer soos jou ou self voel. Wie moet nie hormoonterapie gebruik nie? Daar is mense wat regtig waar nie kandidate is vir hormoonvervangingsterapie nie. Die eerste mite wat ontstaan, of bestaan eerder, is hormoonvervangingsterapie veroorsaak borskanker. Dit is nie waar nie. Maar ons moet ook weet dat 'n pasiënt met 'n borskankergeskiedenis of 'n eerste graadse familie met borskankergeskiedenis wat hormoonsensitief is, nie 'n kandidaat is vir hormoonvervangingsterapie nie. Pasiënte wat nog nooit borskanker gehad het nie, wat hormoonvervangingsterapie gebruik, se risiko is laag. Uit 1000 vroue wat elke jaar hierdie tipe terapie gebruik, is daar net ongeveer 1 tot 2 ekstra gevalle van borskanker. Korttermyn gebruik, dit is 0 tot 5 jaar. As ons gesonde pasiënte op hormoonvervangingsterapie sit, het ons 5 tot 10 gevalle meer per 1000 vroue wat hierdie terapie gebruik. Neem ook in ag dat die kombinasie estrogen en progesteroon preparate 1 tot 2 gevalle per jaar en waar ons progesteroon alleen gebruik byna geen verhoging in risiko nie. Hierdie is 'n absolute risiko, nie 'n relatiewe risiko nie. Die risiko vir borskanker op sy eie neem toe
bloot net omdat ek ouer word as vrou, ongeag van hormoonterapie of nie. Die tweede pasiënt wat nie 'n kandidaat is nie, is pasiënte met onverklaarbare bloeding. As jy ten minste vir 12 maande amenorree gehad het en bevestigde menopause en skielik het jy weer 'n siklus, is jy nie 'n kandidaat nie. En hier moet ons veral deur 'n ginekoloog ondersoek word om die risiko vir baarmoederkanker uit te skakel. Derdens, as jy 'n vorige pulmonale embolis of 'n diep wyn thrombus gehad het, 'n bloedklont in jou kuit, is jy beslis nie 'n kandidaat vir hormoonvervangingsterapie nie. Alhoewel estrogen die bloedvaatjies sag en soepel en elasties hou, kan dit ongelukkig ook die verhoging vir stolling veroorsaak of vererger. Die volgende pasiënt wat nie oorweeg sal word nie of met baie caution oorweeg sal word, is pasiënte met aktiewe lewersiekte. Ons dink veral aan iets soos lewersirose en hepatitis. Weereens 'n stollingsprofiel wat moontlik verhoog kan word en verder is estrogene hormoon wat deur die lewer gemetaboliseer word. En jy kan dink, as jou lewer nie baie gesond is nie, dat hierdie 'n probleem kan raak. Nog 'n mite wat bestaan is dat estrogen of hormone is gevaarlik vir jou hart. Wel, op die regte tyd en vroeg genoeg is dit actually beskermend vir jou hart. Maar vir die verkeerde pasiënt is dit weer eens nie 'n goeie idee nie. Ons dink veral aan pasiënte wat gekontra-indikeerd is. Iemand wat 'n onlangse hartaanval of beroerte gehad het, 6 tot 12 maande na jou insident, is jy beslis nie 'n kandidaat vir hierdie tipe terapie nie. Iemand met onbeheerde baie hoë bloeddruk en ook iemand soos ek voorheen gesê het wat 'n vorige bloedklont in jou kuit gehad het of 'n bloedklont in jou long, is nie 'n kandidaat vir hormoonvervangingsterapie nie. Natuurlik beteken ook nie altyd veiliger nie, daar is baie natuurlike middels en ons kan daaroor gesels as dit iets is wat jy wil bespreek in die toekoms. Sou jy 'n natuurlike middel oorweeg? Onthou net, hierdie middels is nie altyd goed nagevors nie, dit het wisselende doserings en dit werk nie altyd effektief nie. Vra jouself af, is dit effektief en is dit veilig voordat ons dit gebruik? En laastens, hormoonterapie is nie noodwendig vir altyd nie. Soms gebruik vrouens dit vir 'n paar jaar tot die ernstige simptome oor is en dan herëvalueer en pas ons dit aan. Volgende week fokus ons op testosteroon by vroue, 'n hormoon wat dikwels oorgesien word, maar 'n belangrike rol speel in energie, in spierkrag en in seksuele gesondheid. Ons kyk na feite, mites en waar behandeling sin maak. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek is Dr. Ilana Joubert.